Dis lekker om te hoor dat mense so lekker met mekaar gesels en in groot afwagting is vir dit wat die Here vanaand gaan doen. Wie van julle het 'n verwagting? Great. Nee, baie. Maar daar is 'n paar wat nog moet hande opsteek. Is 'n voorreg om weer so saam te wees en ek glo jy's nou al welkom. Jy tree op soos iemand wat welkom is. Ja, hy sal deel van die gemeente. So Pastor Steven, baie welkom weer. Ons is bevoorreg om jou hier saam met ons te kan hê. En ons dank die Here vir hom en vir sy bediening en dat ons so wonderlike Pinkstertyd saam kan hê. En ek wil jou vra om jou hart en jou gedagtes en alles net vir 'n oomblik vir die Here te gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vanaand dat ons so bevoorreg is om in U naam saam te kom. Dankie dat U wonderlike beloftes gemaak het waar mense saamkom. En dankie Here dat U op kere op ongelooflike wyse opdaag. Here, soos in Handelinge waar mense saamgekom het by meer as een geleentheid. En Here, ons dink vanaand aan daai skrifgedeelte waar daar gebid was vir vrymoedigheid. Vir vrymoedigheid, Here, sodat daar wonderlike tekens, wonders en tekens kan plaasvind. Here, ons vra vir vrymoedigheid, nie vir Pastor Steven nie, hy het baie vrymoedigheid, maar vir elke hart, elke persoon wat hier is. Dat ons ontvanklik sal wees. Maak ons gees in hierdie oomblik vry om U te kan aanbid. Maak ons harte ontvanklik vir dit wat U in ons lewens wil doen. Here, U het reeds lewens onherroepelik verander. En my gebed is dat niemand vandag of vanaand hier uit sal stap wat nie 'n aanraking met U gehad het nie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan goed so 'n bietjie anders doen. Ons het gisterand afgekondig, dit gaan ook 'n doopdiens wees en ek gaan vra dat die doopskandidate wat reeds gesê het hulle wil gedoop word, sommer dadelik na vore kom. Julle moenie skaam wees nie. So julle kan sommer hier voor my staan en kyk julle eers vir my en nou gaan hulle vir die mense wys hoe mooi is julle. Staan nogal naby my. Ek voel nogal 'n bietjie geïntimideerd, maar dis oukei. Nee, ek grap net. Ons het reeds 'n lekker gesprek gehad so 'n bietjie voor die diens. Ek kan regtig getuig dat hierdie 3 mense hulle hart en lewe onvoorwaardelik vir Jesus gegee het. En ek getuig ook vir julle as gemeente dat hulle gesê het hulle wil hulle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dat hulle bereid is om saam met ons as gelowiges 'n pad van liefde, heiligmaking en vermaning te stap. En dis 'n groot oomblik vir hulle. So ek gaan nou vra dat hulle net so draai na julle toe en dan gee ons hulle 'n lekker cheer. Okay, so ons gaan uitstap. Ek gaan vir Pastor Steven die mic gee. Hy gaan sommer vroeg begin. Ek wil nie sê amok maak nie, want dis nie die regte woord nie, maar in die gees paar goed spreek en dan gaan ons dit bietjie anders doen vanaand as wat ons gewoond is om in die kerk dit te doen. Ons gaan hulle doop terwyl ons die Here aanbid. Hoe great gaan dit nie wees nie. Okay, so en enigiemand is welkom. Soos wanneer ons hulle doop, julle weet ons doopbad is maar so bietjie weggesteek, so ek weet nou nie, as ons nou baie raak wat wil kom kyk, dan gaan dit crowded raak, maar dis ook okay. So as julle hier tussen die musikante, hierdie kant wil staan, en die doop wil dophou, terwyl ons hulle doop, is julle so welkom. Veral vir die vriendinne en die mense wat gekom het, paas en maas en wie ook al wil bystaan. Kom ons seën hulle net vir 'n oomblik. Here, baie dankie vir die 3 pragtige mense. Dankie vir U hand oor hulle lewe. Dankie vir 'n nuwe begin saam met U. Dankie vir 'n stap van gehoorsaamheid wat getuig van iets groots wat U kom doen het. Dankie vir wedergeboorte. Dankie vir nuwe lewe saam met Jesus. Word verheerlik in hulle lewens. Dankie vir vanaand. Ons eer U in Jesus naam. Amen.
Terwyl die musiek speel, kan ek net vra asseblief dat julle almal saam by staan. En terwyl ons so staan, weet ek ook dat die Here is hier. Wie stem saam met my, die Here is hier. Hy is hier vanaand en die Here gaan vir jou 'n weg maak. Die Here gaan vir jou wegmaak in jou wildernis. Vanaand gaan die Here vir jou water gee, sodat waterstrome weer kan vloei in jou lewe. Wie stem saam met dat dit is die plan wat die Here het oor jou lewe? Amen. Speel net vir my so kie so in die agtergrond asseblief. En ek wil graag vra, Here, dat U vrymoedigheid gee vanaand. Here, ek vra U vanaand dat daar elke skans en elke muur wat daar mag wees, elke vooropgestelde idee. Here, dankie vir tradisie, maar ek bid dat U vanaand tradisie sal neerlê. Vooropgestelde idees. En ek kom en ek bind elke gedagte wat rondhardloop. Ek verklaar van hierdie oomblik af dat jy vrede beleef, dat jou kinders veilig is by die huis, jou familielede is veilig, almal is veilig by die huis, want die Gees van die Here is hier en die Here wil met jou ontmoet vanaand. En Vader, ek bid Here vir 'n laar van die heerlikheidsengele om ons. Hef jou hande saam by op asseblief. Die heerlikheidsengele van die Here is om hierdie gemeente. Die salwing van die Here, die manifesterende teenwoordigheid van die Here is besig om neer te daal. Here, dankie. Dankie, Here. Sê saam met my, Hemelse Vader, die plan wat jy het vir my, ek vra daarvoor. Help my, Here, om gehoor te gee op U beloftes in Jesus naam. En almal sê, terwyl jy jou hand omhoog hou, terwyl die musiek speel, bietjie harder asseblief. Ek weet hier is 3 mense wat uitgekom het vir doop. Maar ek weet, I am compelled. Die Gees van die Here dring my om hierdie uitnodiging te maak. 'n Uitnodiging dat jy gehoor gee aan die stem van die Here. En dit beteken dat jy die volgende stap van geloof moet maak. Jy het die Here aangeneem, maar moet jy gedoop word. Ek weet die Here roep jou. Dis 'n gehoorsaamheidsstap wanneer ek myself neerlê. Daai doopbad is soos 'n begrafplaas. Dis soos 'n graf. Dis 'n plek waar jy jou lewe neerlê. Daai 3 mense wat uitgekom het vanaand, gaan uit daai water uit opstaan en hulle ou geraamtes gaan agterbly. Ek weet nie van julle nie, hier is 'n paar individue wat vanaand sê, Here, help my. Ek moet daai stap van gehoorsaamheid maak om uit my situasie uit te klim en in te stap in dit wat U oor my lewe wil hê. En as dit jy is, ek gee nie om nie. Ek gee nie om as daar nie doopklere is, nou doop jy so met jou klere en al. Ek sien my baadjie geel dat jy warm bly. Maar jy kan nie vanaand verbygaan wat jy nie deur die doopwagters gaan nie. As jy voel in jou hart, ek wil gedoop word, wil ek graag vra, asseblief. Ek vra jou, I urge you in Christ Jesus to adhere to the words of the Lord. Die Here roep jou tot die waters. En as dit jy is, al wat jy hoef te doen, stap uit. Jy hoef nie vrae te vra nie. Jy hoef nie toestemming te vra langs iemand nie. Jy hoef nie jou dominee, jou pastoor, jou selleier, niemand toestemming te vra nie. Ek vra jou vanaand, kom uit. Kom nou uit. Kom uit. In Jesus naam, kom uit. Ek wag vir jou. Ons wag vir jou, want die Here van die leerskare het met jou vanaand 'n ontmoeting. As dit jy is, kom uit, ek wag vir jou. Ek wag vir jou. Kom. Kom ons gee hierdie mense 'n klapoffer wat uitkom. Kom ons gee vir hulle net 'n geluk. Beautiful, beautiful. Daar's nog mense wat moet uitkom. Daar's nog mense wat moet uitkom. Ek wag vir jou. Hou aan klap tot daai mense uitkom. Hou aan klap. Hulle gaan kom. Kom net uit. Reageer op die woord van die Here. Jy's welkom om my te beweeg. In Jesus naam. Vader, ek dank U, Here,
dat U met ons praat. Ek dank U Here dat U praat met ons en ek weet Here die stap wat vanaand gaan gebeur met daai mense in daai doopbad. Here vir wonderwerke en wonders en tekens sal plaasvind. En ek verklaar Here dat bande gaan losbreek. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir oorwinning. Ja, kom ons stap saam. Here, dankie vir oorwinning. Dankie vir deurbraak. Dankie vir vrymoedigheid bo natuurlik. Here, vanaand wat U gaan doen in hierdie werk, in hierdie wêreld, in hierdie aand, dit gaan bo natuurlik wees. Ons roep dit in Jesus naam. En almal roep saam met my die naam van Jesus. Sê Jesus. Weer 'n keer. Jesus. Jesus. Kom ons klap harder en kom ons sing saam. Vader, ons Here, Vader, ons loof U, in die naam van Jesus. Vader, ons Here, Vader, ons loof U, in die naam van Jesus. My ziel roep by, loof die Heer. My ziel roep by, loof die Heer. U was, U is, en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilige is U naam, heilige is U naam. U was, U is, en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilige is U naam, heilige is U naam, heilige is U naam, heilige is U naam. Hoekom? Want U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, Abba Vader, om aanbid te word. Vader, ons Here, Vader, ons loof U, in die naam van Jesus. Vader, ons Here,
your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, 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 and Jesus, 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 Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. And Jesus, come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side. And Jesus, 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 and Father, and Holy Spirit, Spirit, and Jesus, and Father, Spirit, Spirit.
to the song of old songs. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day. Nog een keer. Day and night, night and day, letting sins arise. Yes, Jesus, day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Day and night, night and day, letting sins arise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. And I exalt thee. And I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. Julle sing. Sing it again. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, lift your hands and sing it out again. I
terwyl jou hande omhoog gehou is. Die teenwoordigheid van die Here verander alles. Dis die teenwoordigheid van die Here wat genees. Dis die teenwoordigheid van die Here wat jou paaie gelyk maak. Dis die teenwoordigheid van die Here wat jou berge versit. Dis die teenwoordigheid van die Here wat maak dat jou beker weer oorloop. Eksodus sê as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en sy gebooie onderhou, dan sal ek geen een van hierdie siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou genees. God genees vandag nog. Die Here is in staat om in jou werksituasie in te stap. Jy wat nie werk het nie. God genees daai plek vir jou om in te stap. Jy wat in 'n huweliksprobleem sit, die Here genees jou huwelik. Jy wat die Here vertrou vir 'n wonderwerk finansiëel, die Here doen daai wonderwerk vir jou nou. Die Gees van die Here. Die Gees van die Here raak vaardig nou op jou. Psalm 103 loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Die Gees van die Here is op jou. En die Here doen wonderwerke oor jou nou. Ek verklaar van hierdie oomblik af in die naam van Jesus Christus, dat die krag van die Here vaardig raak nou oor jou. Here, dankie dat U vanaand lewens aanraak in die naam van Jesus. Here, dankie dat die genesende hand plaasvind oor mense. Ek bid dit vanaand in Jesus naam. Mag U kom genees vanaand, o Here. In Jesus naam. Jy wat die Here vertrou vir 'n wonderwerk, steek op jou hande. Roep uit na hom toe, want die Here ken jou. Hy ken jou situasie. Hy weet presies wat jy nodig het. Hy weet presies wat jou kwaal is. Vader, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here dat U vanaand kom genees. In Jesus naam. In Jesus naam. Sê saam met die Gees van die Here is op my. Hy is om my. Hy is binne in my. En deur my lewe, deur my wandel, gaan hy deur my werk en baie lewens gaan aangeraak word op 'n baie sagte en kragtige manier in Jesus naam. Vriende, as jy dit glo, as 'n teken van net 'n dankoffer aan die Here, kom ons gee die Here Jesus 'n klapoffer uit ons harte uit. Amen. Amen. Beautiful, 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 beautiful. Ons hou aan klap, hou aan klap, hou aan klap, hou aan klap. Vader, ek dank U, Here. Vanaand breek vestings van lewens af. Terwyl jy klap, is vestings nou besig om te breek oor jou lewe. In Jesus naam, beperkings is besig om nou te breek.
in Jesus naam. Wonderwerke is besig om plaas te vind op hierdie oomblik. Dankie Here. Dankie Here. My liewe vriende, ek wil vir jou so sê, wanneer die gees van die Here in 'n plek in beweeg, dan gebeur wonderwerke. En ek wil hê dat jy moet weet, kom ons blus nie die gees van die Here uit nie. Stem jy saam met ons, gaan nie die gees blus nie. En as jy voel daar's 'n beweging oor jou liggaam, dis fine. Ek is happy daarmee. Maar een ding weet ek, dat die Here met jou gaan kom ontmoet in jou stoel vanaand. Amen. Kyk na die ou agter jou en sê ek is bly jy is hier, gee hom 'n druk, gee haar 'n druk en dan vra jy vir hom, was jy hier gewees hierdie laaste paar dae? Vra vir hulle, was jy hier? Dan sê jy vir hom volgende, hoekom het jy nie gesien nie? Beautiful. Halleluja. Beautiful. Baie dankie aan binningspan. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap vir hulle moeite. Baie dankie. Beautiful. Weet julle wat, ek is besig om baie vinnig lief te raak vir julle mense. Heeltemal te lief. Ek dink ek by vliegtuigkaartjie kanselleer, ek gaan vir mense ons trek hier nou toe, ek gaan na hierdie gemeente toe kom. Ja, net ek gaan 'n lidmaat word van hierdie gemeente. Okay. So as iemand my vra, Steven, watter gemeente is jy? Ek sê ek is 'n klomp paar gemeentes, maar een van hulle is my een wat ek die liefste het is een in Appington. Okay. En as jy 'n probleem het daarmee, dan gaan ek eers bly. Okay. Beautiful. Julle, as jy jou Bybel hier het julle jou Bybels hierso? Het julle julle Bybels hier? O, heerlikheid. Skielik is jy opgewonde. O, heerlikheid. Ek het heeltemal van my Bybel vergeet. Nou, ek weet paar van julle het fone en meeste van julle gebruik julle fone vir Bybels en iPads en ja, wat ook al. Maar dit is belangrik om die Bybel te hê. Sê saam met dit is belangrik. Stem jy saam met dit is belangrik om jou Bybel te lees. Okay. Ja, dit is belangrik. Klas, julle is so gehoorsaam. Okay, sê saam met my. Sê saam met my. Sê. Sê saam met my, vleesmens. Dit is jou vleis, vlees, Sê saam met my, vleesmens. En dan vat jy jou man, dan doen jy dit ook, maar geen toe. Sê saam met my, vleesmens. Luister na jou geesmens. En geesmens. Luister na die woord van God. Want dit is krag tot redding. Sê weer saam met my, vleesmens. Luister na jou geesmens. En geesmens. Luister na die woord van God. Want dit is krag tot redding. Stem jy saam met my, daar is krag in die Here. Daar is krag, wonderbare krag. Okay, so daar is krag, maar jou krag kom nie danksy Facebook nie. Jou krag kom nie, want dis Twitter, jy is op 'n Twitter-account nie. Nou, Twitter is so oud, ek bedoel, hallo. Instagram, is hulle met my. Dis nie waar jou krag lê nie. O, broers en susters, daardie broer, hoor hy so die 6:00 in die oggend het op Facebook daar gesigboekie staan, joe. Nee, my vriend, dis tweedehandse inligting. Jy het nodig om self in die skrifte te kom. Die belangrikste is dat jy in die skrifte kom. Amen? Wie sê saam, dit is belangrik om in die Bybel in te kom. Want sien, wanneer jy die Bybel lees, dan kan hy sy gees daarop blaas, dan gaan dit begin vir jou lewendig raak. En dan weet jy, dan is dit nice, want dan raak jy maklike lidmaat. Dat is minder probleme. Okay, so vat jou Bybel saam met asseblief en maak hom saam met my oop vanaand. Ons gaan by die Bybel lees. Ons lees in die Bybel in Markus. Vir die wat nie seker is nie, Markus, dis Matteus, Markus, Lukas, die Nuwe Testament. Okay, as iemand nie weet wat is die Nuwe Testament nie, maak nie saak, maak die middel van jou Bybel oop. Okay, goed, so met ander woorde, jy gaan nou na Markus toe. Markus, sê saam met my Markus. Ja, Markus. Markus 10, vers 46. Kosbare God.
Gee my u diensknegt die vermoë om hierdie woord te spreek. Help my Here dat ek nie oor my woorde val nie. Help my Here dat wanneer ek praat dat geen woord op die grond val nie. Maar elke woord harte sal aanraak. In Jesus naam. En hulle het in Jerigo ingekom. En toe hy en sy disippels en die aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit 'n blinde man. 'n Blinde man. Sê saam my 'n blinde man. Maar net soos hierdie man in Jerigo blind is hier 'n paar individue vanaand wat blind is. Wat praat jy, Steven? Ek sien. Nee, jy sien nie. Jy het nodig om te sien. En ek bid vanaand dat soos wat ek deur die skrifte gaan die skille van jou oë afval sodat jy kan sien. Sit 'n blinde man en Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Kom sê dit saam. Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Die Bybel sê elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maak nie saak wat jou situasie is nie, maak nie saak wat jou kwaal is nie. Maak nie saak wat jou nood is nie. Vanaand het ek vir jou goeie nuus. Roep die naam van Jesus oor jou situasie. Call on the name of Jesus. I call on the name of Jesus. As ek na my skoonmaak kyk, dan roep ek die naam van Jesus. Maar dit werk nie altyd nie, ek speel net. Roep die naam van Jesus oor jou kinders. Roep die naam van Jesus oor vriende wat verslaaf is. Roep die naam van Jesus. Jesus. Jesus, my pa. Ek roep die naam van Jesus. Die Bybel sê, elkeen wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. Ek weet, soms bid jy en jy sê, Here, sal U my help? Sal U met my praat? En al wat jy hoor is krieke. Maar ek wil vir jou een ding sê, dat God is 'n waarmaker van sy woord. Vanaand, terwyl ek met jou praat oor wat die skrifte verklaar, wat Bartimeus, die seun van Timeus, die naam van Jesus uitgeroep het, toes daar reaksie. En baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep. Is dit nie interessant nie? Die ouens wat regtig die Here soek, dan kry jy natuurlik die who's en die VIP's, almal om hierdie, al die groot manne, dan maak hulle jou stil. Nee, moet nou nie die meester lastigval nie. Weet dit al beleef? Jy wil kom, jy wil net graag met iemand praat, en dan sê hulle, nee, jy kan nie nou met hom praat nie. Ek onthou in die Bybelskool het ons hulle genoem die untouchables. Ek ken 'n paar leraars wat so is. Jy kan nie by hulle uitkom nie, hulle is te belangrik. Ek gaan nie sê wie dit is nie, maar jy kry hulle. Maar dank die Here, dat Jesus is oop vir jou. En wat die wonderlikste ding is, dit is wie jy is, ek en pastoor Pieter en die leraarspan wil elke persoon wat hier is vanaand, we are butt pointers. We are pointers to Christ. Moenie na my toe kom vir gebed nie. Maar ek wil vir jou so sê, wat ek vir jou gaan doen is, ek gaan jou dadelik punt na die Here Jesus toe. Maar iets wat vir my uitgestaan het van hierdie, nou lees nou verder. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep. Seun van Dawid, wees my barmhartig. En toe Jesus staan en sê dat hy geroep het word, toe skielik verander hulle gedrag en hulle roep die blinde man en sê vir hom, gou, hou goeie moed. Just like it. Ek praat nou van 'n klomp two-faced ouens. Nou skielik hou goeie moed. Jo, hallo Boeta.
Ek help jou sommer, kom ons gaan. Eers was jy jou 2 gesig jakkals. Eers sê jy vir my ek moet stil te sit en stil bly. Toe my nou roep, so skielik. Ag kom, die meester soek vir jou. Ken jy sulke mense? Moenie sê nie. En toe die Here Jesus oproep en daai ou jakkalsies, maar toe gaan julle nou, julle gaan nie na huis toe nie. Nee, ek speel maar net julle. Hulle skrik nou so groot. Hulle wonder om terug te kom. Kan iemand daar vir my die skrifte vervul en net vir hom sê, gaan roep hulle nie, speel maar net. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. Wat baie interessant is van hierdie gedeelte, ons praat van 'n blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus. Timeus is nie is nie die pa nie. Bartimeus is eintlik Bartimeus, wat beteken seun van Timeus. Bart, die bar, is seun van Bar. En hier is nie 'n bar seun nie. Ja, jy's 'n ou bar seun daai. Nee, hy was seun van Timeus. Sê saam my seun. Interessant. Hy sê nie net dis Karel nie, hy sê dis Karel, daai Karel. Dis Pieter, dis daai Pieter. Dis François, dis daai François. 2 keer agter mekaar noem hy daai naam. Hoekom het hy hom 2 keer agter mekaar geroep? Hoekom praat hy van Bartimeus seun van Timeus? Bartimeus eenvoudig, moet jy verstaan, dis amper asof Markus dit wil dubbel beklemtoon. En wat die ding is, wat ons moet weet is, die rede kom 2 keer roep is, wat ons moet weet wie hy is, want alles is belangrik in die skrifte. Daar's 'n rede wat Bartimeus in die skrifte is. Daar's 'n rede wat name neergeskryf is. Alles is belangrik in die Bybel en ek wil hê dat jy moet weet, moenie net ja, ek het die skrif nou al gelees, kom ons gaan volgende keer. Ja nee, okay, hier is nou 'n vervelige gedeelte, kom ons gaan verder. Nee, elke liewe skrif in die Bybel is so belangrik om te lees. Is julle met my? Maar wat jy moet weet is, Bartimeus was 'n blinde man. Hy was 'n bedelaar. Hy was nie net alleen 'n bedelaar nie, maar hy was langs die pad buite Jerigo. Hy was nie op die pad nie, hy was langs die pad, maar iemand wat deur mense miskyk is. Dis iemand wat geglo het dat Jesus hom kan verander. En ek dink dis hoekom Bartimeus in die Bybel is, want dis die mees belangrikste sien, wat jy nie verstaan nie, is dat wat hier gebeur het, was eintlik 'n wonderwerk. Want sien, jy moet verstaan, dat hierdie blinde man, was blind, maar hy het geestelik gesien. En baie van julle kan miskien fisies sien, maar jy sien nie geestelik nie. Wat hy geestelik gesien het, is nie dat hy niks gehaat het nie, is nie dat hy nie geweet het nie, is nie dat hy nie dit geweet het nie. Dis 'n beginsel dat hy geweet het dat Jesus is die Messias. Die blinde man, hierdie bedelaar langs Jerigo, roep uit seun van Dawid, wat in die messiaanse titel is, wat beteken erkenning dat Jesus die Messias is. Hierdie blinde man het iets raak gesien wat die gewone nie raak gesien het nie. En dit is hoekom by Jesus 'n reaksie gekry het. En wat ek wil hê dat jy vanaand moet verstaan, is dat die Here wil jou skille afhaal, dat jy meer kan sien as wat jy tans sien. God wants to open your eyes so that you can see. En baie maal, wat jy nie verstaan nie, dan kom 'n oproep, dan sê hy, jy het jou werk verloor. En dan skielik gaan jy so, en jy dink, wat nou? Die Here wil hê dat jou oë oopmaak, wat hy kan sien, daar's iets beters op pad.
Vanaand wil ek vir jou so sê, die Here wil jou oë oopmaak dat jy kan weet dat Jesus Christus, die Seun van God, die waarlike Christus, die opstanding en die lewe, die lam wat die sondes van die wêreld wegneem, die brood van die lewe, die water van die lewe, hy is vir jou genoeg. Al wat jy hoef te doen is roep uit, Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Kom ons gaan terug. Ek lees weer. Vers 46. Kyk nou hier. Die blinde man van Jerigo. En hulle het in Jerigo gekom en toe hy en sy disippels en die aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit 'n blinde man. Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. En toe Jesus staan en sê dat hy geroep moet word, en hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy kleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered, en dadelik het hy gesien. En Jesus op die pad gevolg. Ok, goed. Kom ons gaan nou na Matteus 20 toe. Matteus 20, vers 29. Die opskrif, die twee blinde mans van Jerigo. Ok, blinde man, die een man van Jerigo, nou twee blinde manne. Dit is dieselfde verhaal, kom ons lees. En toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte hom gevolg. En daar het twee blindes langs die pad gesit. En toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sê, wees ons barmhartig, Here, Seun van Dawid. En die skare het hulle bestraf, dat hulle moes stil bly. Maar hulle het al harder geroep. Wat die Bybel geskryf het, want daar is een persoon, hier is dit twee persone, ek verstaan nou nie heeltemal nie. Hoekom sê in Markus, daar's een, en in Matteus 2? Wat is die rede? Ek verstaan nie. En die skare het hulle bestraf, dat hulle moes stil bly. Maar hulle het al harder geroep en gesê, wees ons barmhartig, Here, Seun van Dawid. Toe gaan Jesus staan en roep hulle en sê, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Hulle antwoord hom, Here, dat ons oë geopen mag word. Sê saam met my, dat my oë geopen mag word. En Jesus het hulle innig jammer vir hulle gevoel. He was moved with compassion. And when you are moved with compassion, you will always be moving into the miraculous. En hulle oë aangeraak en dadelik het hulle oë gesien en hulle het hom gevolg. Baie mense in die Bybel voel ook so. Steven, wat bedoel jy? Hulle voel ook so. In een hoofstuk praat van een Bartimeus, die volgende is daar twee blindes. Van sien wat gebeur, ek is oortuig dat daai individu nie sigbaar was nie. Ek is oortuig dat mense hom nie raak gesien het nie. Hy het 'n onsigbare gees op hom gehad. En ek voel vanaand deur die Here gelei om te sê vanaand is hier individue hier wat net soos hierdie twee blinde manne
een voel, hy word nie raak gesien nie. Jy doen jou werk, jy sit jou ure in, maar jy word nie raak gesien nie. Wanneer promosietyd kom, dan dink hulle nie eens aan jou nie. Wanneer jy in 'n familie instap, en hulle gesels en hulle lag, en jy maak 'n grappie, luister hulle nie eens na jou grappe nie. Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, wanneer daar 'n vergadering is en ek wil iets sê, dan praat hulle my dood. Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, Steven, ek is hier, maar ek weet nie of ek my tyd mors nie, want daar word nooit vir my gebid nie. Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, ek begeer so dat die Here my aanraak, maar kyk jy om jou, dan raak die Here al die ander ouens aan, maar jy word nie aangeraak nie. Miskien is jy vanaand hier en jy het 'n honger dat die Here iets vir jou kom doen. Miskien kyk jy, hoor jy van al die ander gemeentes. Jy weet wat die wonders en die tekens en die wonderdade wat God doen in ander gemeentes. En jy kyk na jou gemeente en jy sê, miskien is dit nie vir ons nie. Wanneer jy in daai plek kom, wil ek vir jou so sê, is daar iemand in die Bybel wat presies dieselfde beleef het. Hagar was alleen in die woestyn, maar toe ontmoet sy God as die God wat my sien. Miskien sit jy vanaand en jy sê, ek voel soos 'n Hagar. Die Here sien my nie raak nie. En ek weet baie van julle sê, praat so, "O broer, toe ek bid, toe voel dit soos ek my gebeen in die plafon vasplak. O, ek weet nie, maar wanneer ek bid, gebeur daar absoluut niks. Nou kom ek na die pastoor toe, nou skiep hy my. OK, skiep my, dan skiep ek sommer die hele gemeente ook." Is julle met my? Dan word jou vrug van die Gees groente, jy loop hier uit, en jy raak nou 'n bittermara. Nou stap jy hier uit, en is jy ontsteld. En nou raak jy bitter. Ek is oortuig dat die probleem is wat jy het, is jy sit met 'n onsigbare gees. Jy word nie raak gesien nie. En wanneer jy nie raak gesien word, of jy word nie gehoor nie, en jy word nie ervaar saam met mense nie, ek bedoel, jy probeer jou bes vir jou man aandag gee, en hy kyk nie eers na jou nie. Wel, miskien moet jy 'n ander maniere probeer. Daar is baie maniere om sy aandag van die rekenaar af te kry. Maar, dis nou 'n lesing vir 'n huweliksberading. Maar, dis nie nou vir jou nie. Kom ons gaan weer terug. Ek dink wat belangrik is, Dawid was net 'n skaapwagter wat almal vergeet het, maar God het hom raak gesien. When others see a shepherd boy, God sees a king. Miskien sit jy vanaand en jy sê, ek is maar niks nie. Ek is maar 'n niks nie, Here. Ou wurmpie Jakobie. Maar vanaand wil ek vir jou so sê, moenie jouself trakseer met daai baadjie nie. Moenie in 'n plek kom nie. Dis tyd dat jy jou stem optel en uitroep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En wanneer jy vorentoe kom vir gebed, dan staan jy nie net daar, hier sê ek nou, skiep hy my. Ag, dis seker maar die wil van die Here wat niks met my gebeur nie. Bittermara, staan terug en sê, "Skus tog, sien julle my nie, bid vir my ook, dankie." Jy het nodig om in 'n plek te kom wat jy verstaan dat die Here wil hê dat jy daai gees van jou moet laat gaan. Josef is verraai, hy's vergeet en weggegooi, maar God steeds het 'n plan met sy lewe gehad. Vanaand sê ek vir jou, God het 'n plan met jou lewe. God se plan met jou lewe is om jou in oorvloed te seën. God se plan oor jou is, hy sien jou nie as 'n geskeide nie, hy sien jou as sy dogter. Die Here sien sy genade oor jou lewe. En ek wil vir jou een ding sê, miskien sit jy vanaand hier en jy sê ek is maar niks nie. Jy's nie niks nie. My liewe vriend, Jesus het nie vir niks gesterf nie. Hy het vir jou gesterf, net soveel soos wat hy vir my gesterf het. Ek onthou as 'n jong seun het ek gevoel, mense sien my nie raak nie. En ek so 'n bietjie van 'n deprou geslaan op skool en ek wou
Wat meeste kinders wil doen, dink ek, hoe gaan hy klats, ek gaan nou van hy nie meer lewe nie. En daai oomblik toe ek nie meer wil lewe nie, kyk ek so op in die klas en daar bo staan die volgende skryf: I know I am somebody because God doesn't make no junk. En ek wil vir jou vanaand sê, wanneer jy die naam van die Here aanroep, dan sal jy. Hagar het hom aangeroep, Dawid het hom aangeroep. Ek wil vir jou sê, Josef het hom aangeroep. Daar's godsmanne in die Bybel wat hulle name neergeskryf is. Hulle het ook gevoel soos tweedehandse individue wat niemand luister na nie. As ek praat van Josef, my man, daai ou het sy drome in volle kleur gehad, maar niemand het dit gehoor nie. Dit sê niks van jou nie. Dis 'n gees wat jy moet hanteer vanaand. En daarom wil ek vir jou sê, die Here wil vanaand iets in jou lewe kom doen. Soms is die pyn nie dat mense teen jou is nie, maar dat hulle by jou verbykyk. Ek wil hê dat jy moet weet, mense gaan jou nie meer verbykyk nie. Ek wil graag hê, staan almal vir my asseblief. Staan op en sê vir die ou langs jou, ek hoop jy sien my raak vanaand. Sien jy my raak? Check my in my oë. Ek is deel van hierdie gesin. Ek is deel van hierdie gemeente. Kyk agter jou en die ou agter jou kyk voor jou. Kyk vir die persoon langs jou uit sê, weet wat, jy hoef nooit weg te kruip nie, ek sien jou raak. Sê dit vir die persoon, jy hoef nooit weg te kruip nie, ek sien jou. Ek check jou uit. Ek like jou, ek love jou. Kyk na die ou agter jou en sê, weet wat, ek is bly jy sit hier. En die ou wat agter jou sit, sê, moenie agter jou kyk, jy kyk voor jou, ek sal agter jou kyk. Ek wil hê dat jy moet weet, is jy deel van hierdie gemeenskap, ja of nee? Jy is deel van hierdie gemeenskap, en ek wil vir jou so sê, die hand van die Here is op jou lewe, sy krag is op jou, al voel jy is nie, hy is. Sê saam met my, hy is. Hy's lekker, hy sê, hy is. Hy is. Hy is. Kom sit lekker. So daarom wil ek vir jou vanaand sê, jy is die kop en nie die stert nie. Jy is bo en nie onder nie. Jy het die autoriteit om slange en skorpioene te trap en niks sal met jou gebeur nie. Jy is 'n heiligte sonder gebrek voor hom in liefde. En ek wil vir jou een ding sê, dat die beloftes wat die Here oor jou lewe het, is ja en amen. Jy is sy geliefde. Hy het vir jou gesterf. Die volheid van die Here is jou deelagtig. Jy sal sien, jy sal in oorwinning lewe, want jy is nie 'n tweedehands Christen nie. Jou tipe houding van, ag, ek sal maar die laaste sitplekkie vat. Ek sal maar die laaste koekie eet. Oh, bless your darling heart and your stupid mind. Ag, ek sal maar so 'n hondjie optree en die krummeltjies van die tafel af eet. Die rede hoekom Jesus daai vrou aangeraak het, die krummels. Niemand van julle is krummels nie. Jy's nie 'n krummel nie. Jy's nie 'n wurm nie. Skus, dit werk nie vir jou nie. Nederigheid beteken nie om 'n minderwaardigheidskompleks te hê nie. Dis 'n demoniese gees. Ek is maar net 'n bietjie skaam. Dis 'n vloek, my vriend. Dis niks om oor te brag nie. Soos jy vanaand skaam voel, moet jy daai vloek breek oor jou lewe. Het julle dit al gesien? Mamma staan daar, ou cute kindertjies. Hallo julle, dan volgende oom klim hierdie kind onder die vrou se rok in. Kruip weg. Ag, sies tog, is hy nie cute nie. Hy kruip nou net 'n bietjie weg. Hy sê 'n bietjie skaam. Ag, is dit nie mooi nie? Ja, is mooi. Jou kind is vervloek. Beautiful. Well done. Nee. Nee, my kind is 'n introvert. My chom, laat die gees van die Here op jou kom en dan raak jy ekstrovert. En ek wil hê dat jy vanaand moet verstaan dat die Here wil jou vrymaak. Die vraag is, party mense praat sagter, ander hou net op opinie gee, ander glimlag,
maar verdwyn binne hulle self. Miskien is jy vanaand hier en jy voel veilig deur om nie raak gesien te word nie. Ek weet nie wat dit is nie, maar jy het nodig om vry te kom. Jy het nodig om vry te kom, my liewe vriend. Die Here van die leerskare wil vir jou wonderlike werk doen. Onthou wat ek vir jou gesê, Bartimeus, hy was blind, maar hy kon geestelik sien. En vanaand wil ek vir jou bid, dat die Here jou oë oopmaak, dat jy kan sien. Hierdie man het niks gehad nie, maar hy het deurgebreek, en het die Here aangeroep. Vanaand wil ek vir jou so sê, miskien is daar mense wat jou stil gemaak het. Maar as iemand jou stil maak, dan roep jy harder. As jy stil raak in jou gebedstyd, dan roep jy harder. Dis wat ek doen. Dis wat ek doen. Toe ek geroep is vir die genesingsbediening, paar mense sê, "Jesus, like Steven, jy het met jou boutjies in die potter geval, toe die Here jou hierdie besonderse gawe gegee het." Toe sê ek, okay, wil jy my eerste storie hoor? Die eerste keer wat ek gebid het vir iemand met 'n hoofpyn, weet jy wat het gebeur? Toe verander dit in 'n migraine. Toe bid ek weer, toe sê die vrou vir my, los my uit. Dis nou erger. Toe hardloop ek weg. En die volgende persoon het 'n rugpyn gehad, toe gaan bid ek vir die persoon se rugpyn. 3 dae daarna, toe is die ou in 'n rolstoel, julle. Hier is nie 'n grap nie, hier is genuine. Hulle bel my, hulle sê, Steven, asseblief, hier's 'n vrou wat kanker het, die dokter het haar 'n jaar gegee. Gaan bid vir haar asseblief. Toe gaan bid ek vir haar en ek voel, hier is krag. Wonderbare krag. In die naam van Jesus, word gesond. En toe ek weggaan, die volgende 2 dae daarna kom ek terug om net te sien, is sy ontslaan? Toe sê, nee meneer, sy is dood gister. Toe is hy dood, chumps. Wie wil graag hê ek moet saam met jou bid? Julle, so wat ons doen, ek join toe 'n wêreld-evangelisasieskool met Immanuel gemeente, Johannes Karel Botha het sy so 'n wêreld-evangelisasieskool gehad, toe is daar in die wêreld-evangelisasieskool, en toe gaan ek nou maar uit, want toe dink ek vir myself, is goed, gaan oefen jou genesing ergens in Afrika, wat niemand jou kan sien nie. En as jy doodgaan, is it just tough luck. Ons gaan oefen, tot ek het reg kry. En ek onthou, hierdie meisie is blind, en dink ek vir myself, well, how blind can you get? En toe leg my hand op hierdie vrou, en ek sê vir haar, wees genees in Jesus naam. Sy sê, ek kan sien. Sê ek vir haar, jy lieg. Maar jy het nodig om na onsigbare gees van jou af te haal, because God sees you when you pray. En hy tart jou, tot ek dit gesê het, hierdie onsigbare gees, hierdie gees het maak wat ek nie raak gesien, raak gehoor, raak gevoel word nie, ek sê vir jou, skort! En die volgende oomblik begin genesings plaas te vind. Presies so. Maar dit irriteer die wit waks uit my uit. Ouens wat nog nooit gebid het nie, nou bid hulle vir hulle ma, wat siek is in die hospitaal, nou gebeur niks en dan sterf hulle, sê hulle, daar bestaan nie so ding soos genesing nie. My vriend, exercise yourself into godliness. En as jy nie geloof het daarvoor, kry iemand saam met jou, om net jou arms omhoog te hou, wanneer jy vir daai persoon bid, maar asseblief bid. Maak dit sin wat ek nou sê. So wanneer daar partymal wat hy vernaam, ouens, okay goed, hier kom iemand gee vir jou profetiese woord dat jy gaan geld maak. Chom, hardloop, jy gaan geld verloor. Maar dis okay. Hoekom want jy gaan leer? Is julle met my? As iemand oor jou profeteer dat jy gaan 'n dokter word, ek kom nou en, ek sien, jy gaan 'n dokter word. Jy gaan 'n dokter word, suster. Dan gaan sy nie nou môre hier na die Appington Hospitaal toe gaan en sê, ja, skelpeltjie, ek opereer nou nie. Sy sal eers natuurlik moet opleiding kry. En dan gaan 'n paar mense kry wat baie seker onder haar behandeling, maar sy gaan leer om dit reg te doen. En dis presies dieselfde met die kerk. Maar die ding is, ons waag nie meer nie, want ons het hierdie minderwaardigheidsgeesie.
Nee, ek nie. Ek wil vir jou vra vanaand, kry jouself uit jou tweedehandse sitplek uit en ek sit op die eerstehandse sitplek. En dit is baie belangrik, want woorde is so belangrik, want tye wanneer ek vir jou sê, hier is 'n individu met 'n hoofpyn, dan sit almal met my soos gappies en kyk, met sulke oop monde. Dan sit daar actually 6 mense hier met hoofpyne. Maar almal is te bang om te sê, want dis nou nie mooi goeie maniere om nou op te staan nie. Ek sien dit oor die gehoor, dis jy man, dis jy. Los my, dis nie. So wanneer daar 'n woord uitgaan, ek weet jou die grootste wonderwerke word gemis, want jy reageer nie dadelik op daardie woord nie. En ek het agtergekom, baie keer, wanneer jy vir iemand sê, wees genees, daai ou se kop is eers by sy werk. So jy kan wat ook al sê, he's not going to take it. En daarom is dit belangrik, dat wanneer jy met iemand praat, fokus dat daai individu se aandag op jou is, dat hy mooi luister wat jy sê. Dat hy kan weet, hy's nie onsigbaar nie. Hy's sigbaar. Ek sien jou raak. Die Here sien jou raak vanaand. En voordat almal sê, heerlik, die stuur geen nou nooit op 'n praat nie. Ek sluit af met 'n paar gedagtes. Gedagte nommer 1, moenie jou woorde meet aan mense se erkenning nie. Mense sien net sukses en 'n platform, Facebook, baie likes, status, resultate. Maar God sien getrouheid. Hy sien jou hart, hy sien jou opregtheid, hy sien die trane in die geheim. En ek wil vir jou een ding sê, moenie jou woorde meet aan mense se erkenning nie. God luister na jou vanaand. Hou aan om getrou te wees. Kan ek vra dat Josh sê vir die klavier klap asseblief. Hou aan om getrou te wees. Hou aan om getrou te wees op die woord. Jy staan op die woord, nie op jou opinie nie. Jy staan op die woord van die Here. Nie van iemand wat iets gesê het op Facebook nie. Jy staan op die woord van die Here en jy bly daarop staan. Ek moes soms my Bybel vat op die grond sit en op daai woord staan en sê, Here, ek gaan op hierdie skrifte staan wat U vir my gesê het. En ek moet vir jou sê, ek was nog nooit teleurgestel nie. Nou sê vir my, ja, is dit nou net genesing? Nee. Toe ek die besluit maak dat ek wil bediening toe gaan, toe sê my pa vir my, you're on your own. Hy het geen finansiële bydrae aan my gedoen nie. En ek moes leer om geloof te kry. En ek het vir die Here gesê, Here, help my. Toe leer ek, want weet ek kry iemand, ek gaan gym saam met iemand en Jesus, dit lyk vir my net almal wat in gym is almal net die goed geboudes. Ek kry julle ook daai ouens hier. Dis nie die hangs vir die gym. Jy wat nie noodwendig so gebou is nie nou, is julle met my. So nou staan ek daar, ek bedoel, nou stap ek hier na hierdie gebied. Weet, dis die gyms in Pretoria. Dis nou in Pretoria. Ek weet nie in Appington of julle sulke gyms het nie. Maar sulke klein gewiggies wat feetjies optel en dan is daar sulke groot gewigte. Daai kan maar King Kong blykbaar ook hier in Appington bly. Is jy met my? En wat ek toe doen is ek gaan toe nou na die gym toe en nou gaan ek en ek tel hierdie lig, hier is 'n bietjie lig. En hier's 'n girl hierdie kan wat besig is om te oefen. Ek dink, I'm a man. Gaan nou nie hierdie ligte vrugte optel nie. Ek gaan vir die grootes. So ek gaan nie verby haar en ek tel hom so op en ek voel, okay, hier gaan ons. Hulle is sulke speels. Maar ek dink mense wat gym hou van hulle self. Nou staan ek nou daar voor die gym. Nou tel ek hierdie gewig op, maar toe ek hom optel, toe besef ek my spiere werk nie, my gesigspiere ja. Want dis en hierin en ek voel toe, ek is nou gepomp, chom. Heerlik, die gewig, ek voel nou groot. Ek voel nou lekker groot. En toe ek so lekker groot voel, toe kom hierdie vrou na my toe, sê meneer, jy gaan jouself beseer. Jy het nodig om daar te staan. Ek sê, los jy my uit. So wat ek toe doen, nou luister my na die ligte vrugties toe. Nou is ek hier besig om te oefen, goed en wel. Ek gaan om in die stort in, want nou is dit nou goed om te stort na my splinte nuwe gymklere. Nou sit ek nou daar in die stort en nou heerlik met my vriende, ek kan nie asemhaal nie. Ek is dood.
As jy met my, klink soos iemand wat presies weet waarvan ek praat. So, hier sit ek voel naar, julle. Ek bedoel, ek gaan nou 'n kat skiet. As jy met my, dit is nou soos en erg. Okay, hierdie gym was nou volgende level. Hulle sê altyd next level, every level is a new devil, but this one was definitely a next level. Maar terwyl ek nou daar sit, kyk ek so op en daar staan geskrywe, good bodies aren't born, they are made. En dit is baie interessant wat die Here my in daai proses het gevat en hy sê vir my seun, ek gaan jou leer oor geloof. Dis presies dieselfde. Geloof is soos 'n spier wat jy moet ontwikkel. En ek wil vanaand hê dat julle geloofspiere begin ontwikkel, sodat jy die gewigte kan begin optel. Want een week tel jy hierdie nou, volgende net gaan jy bietjie swaarder en dan bietjie swaarder en dan bietjie swaarder en dan 'n bietjie swaarder. Wat jy nou doen, jy gaan nou na die gym toe, jy tel jy swaar gewig op, dan beseer jy jouself, dan sê jy nee, hierdie gym ding werk nie. Geloof werk glad nie. Geloof werk, my vriend, maar jy het jouself beseer. Want jy was nou so belaglik om nou die groot gewigte op te tel. Toe gaan ek na die Here toe, ek sê Here, is ek nou 'n ligte vrug of is ek nou King Kong? Toe sê vir my, okay goed, kom ons begin by die klein, dan gaan ons jou vinnig opvat. Toe sê ek, reg Here, hier gaan ek. Toe sê vir my, vertrou my vir 'n blikkie Coke. Want ek was 'n student. Studente het nie geld nie. So ek vertrou die Here toe vir 'n blikkie Coke. Dag 1, Here, dankie vir my blikkie Coke. Niks gebeur nie. Dag 2, Here, in Jesus naam, ek roep 'n blikkie Coke. Niks nie. 4de dag, blikkie Coke, niks nie. 4de dag, 5de dag, 6de dag, stel saam met my, 7de dag, 8de dag, 9de, 10de dag, gebeur daar niks nie. Ek dink vir myself, wat 'n sat ding, hierdie ding van geloof. Dag 11, 12, 13, 14. Toe ek by 14 kom, toe dink ek vir myself, Here, is my geloof so swak, dat ek nie eens 'n blikkie Coke kan kry nie. Die aand toe ek nou in die huis is, weet jy, wanneer jou vrug van die gees groente word, jy verloor dit nou heeltemal, want ek bid vir iets, niks gebeur nie. Ek sê vir die Here, hierdie geloof ding is sommer twak. Ek gaan nou niks vir, ek vergeet dit, ek wil nie weer Coke hê. Sy met my, dit klink soos my vrou. Ag, liefie, maak vir ons 'n lekker cappuccinoetjie. Ja, lovie. Dan vergeet ek daarvan. Ek wil nie meer cappuccino hê. Okay, is die koffie hier, liefie? Okay, goed. Daai aand is daar klop op my deur. En ag, wat nou? Wie wil my nou pla? Ag, my liewe genade, wie is dit nou? Dis 9:00 in die aand. Eventueel gaan ek na die deur toe. Ek maak die deur oop. Ja, Katarina. Wat is dit? Sy sê vir my, Steven, moenie vir my lag nie. Ek sê vir haar, wat bedoel jy? Moenie vir my lag nie. Sy sê, Steven, 2 weke gelede, toe sê die Here vir my, ek wil vir jou 'n Coke gee. En ek het dit nie gedoen nie. Maar dit klink so stupid. Ek dink ek is besig om my kop af te gaan. Hier is die blikkie Coke. Daniel 10. Daniel kom en hy bid en hy sê, Here, hoor jy my nie? Michael kom na hom toe en hy sê vir hom, die eerste dag toe jy gebid het, het ek jou gehoor, maar het my 21 dae lank gevat, want ek was teen die koning van Persië om hierdie boodskap by jou uit te bring. Die Here het jou gehoor van die eerste dag af. En hy sê ja. Ek het geloof gehad. Gaan ek na my studie. Gaan julle omgee as ek net moet ek ophou praat? Moet dit liewers later skryf. Gaan julle omgee? Ek wil julle nou nie laat hou nie. Maar wat toe gebeur het is, nou is ek in 'n Bybelskool. En elke Bybelskoolperiode, tydens pouse, eet hierdie ouens hierdie nice Chelsea buns. Drink Coke en eet Chelsea buns.
Maar ek het nie geld om 'n Chelsea band te koop nie. Toe sê die Here vir my, is jy reg vir 'n upgrade? Ek sê ja, Here, ek is. Hy sê vertrou my vir 'n Chelsea band. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6, dag 7. Sit ek in die klas en ek dink vir myself, druk daai Chelsea band. Sien, dis vlees. Ek soek dit nie meer nie. As jy nou vir my ene bring, gaan jy gooi met hom. Sê met my. Terwyl die leraar praat, hoor ek, iemand tap hy so op my skouer. Ja, wat is dit? Wat is dit? Hy gee vir my 'n kaartjie. Ek maak oop. Steven, ek stiek jou vir 'n Chelsea band. Tap my weer. Dit was iemand anderste. Ek kry die kaartjie. Maak oop. Steven, ek stiek jou vir 'n Chelsea band. Ek kry daai dag 7 Chelsea bands. Toe ek daai 7 Chelsea bands kry, toe eet ek 2 en die ander het ek weggegee. En weet wat gebeur as jy begin weggee? Dit kom terug. Ek het elke liewe dag Chelsea bands geëet. Ek het soos 'n Chelsea band gelyk by die einde van die jaar. Is julle met my vriende? Okay. Toe groei my geloof. Toe gaan ek vir verder, vir meer. Ek sien hierdie nice boots. Ek love hierdie boots, maar hierdie boots daai jare was baie geld. Ek het nie geld gehad nie. En ek klim in daai boots en ek sê ja nee, hier is my boots, hier is nice, hier is presies wat ek wil hê. Hier is presies wat ek wil hê. Die vrou sê vir my, so betaal jy dit kontant, gaan jy met 'n kaart betaal, hoe gaan jy betaal? Ek sê my pa gaan dit betaal. Sy sê waar's jou pa? Ek sê hy sien nou hier nie. van die boots terug. Dag 1 gaan verby. Dag 2 gaan verby. Dag 3 sit ons by die Bybelskool en wat? Hierdie buddy van my, Gerald Ferreira, sit reg langs my en wat het hy aan? Hy het my boots aan. Die boots wat ek wil hê. En as jy vir Gerald Ferreira ken, is hy baie explanations. Hy sê, God, what? Hy sê, what? Me, mine. Ek sê, Jay, are you all right? Hy sê, yeah, just one moment, I'm having a discussion. Yes, God, en hy weet van niks nie. Hy trek sy boots uit. Hy sê vir my, God told me, these are not my boots, they're your boots. Kos gee die Here 'n klapoffer. Jy het aanhou nodig om te roep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Vanaand wil ek hê jy moenie ophou klap nie. Moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Hou aan deurdruk. Hou aan instap. Jou beloftes sal tot vervulling kom in Jesus naam. Nou gaan ek julle koppe heeltemal verward maak. Want ek word wakker een oggend en die Here sê vir my, plak 'n vliegtuig teen hy muur vas. Daai middag bel iemand vir my, wil jy vlieg? Ek sê ja. Hy sê, kry my by Wonderboom lughawe. Klim in die vliegtuig, vlieg daar oor Pretoria. Hy land, hy sê vir my, die Here het vir my gesê, waar ook al jy in hierdie land moet wees, ek vlieg jou. Die eerste dorp wat ek na toe gevlieg het, was Kuruman. My tweede dorp wat ek toe gevlieg het, is Appington. Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. If God can do it for me, He can do it for you. Raak ontslaaf van daai invisible spirit wat besig is om jou lewe te verwoes. Want jy dink die Here sien jou nie raak nie. God sees you. Are you getting it? Hou musiek harder asseblief. Die musiek harder. Miskien moet jy vanaand, as jy sê, Steven, ek het so onsigbare, weet nie wat se gees op my is nie, whatever.
Mense sien my nie raak vir promosie nie, mense sien my nie raak nie. Niemand gaan jou aanraak nie. Ek gaan nie my hand op jou plaas nie. Niemand gaan hulle hand op jou plaas nie. So as jy nou gedink iemand gaan jou hand op plaas, niemand gaan jou hand op lê nie. Maar ek wil hê dat jy stap van geloof maak om te sê, ek trek daai baadjie uit. Bartimeus, die seun van Timeus, het daai baadjie van onsigbaarheid uitgetrek en hy het by die Here Jesus kom staan en die Here het hom kom genees. Vir nou is jou beurt. As jy nodig het om op te staan en hier voor te kom kniel en te sê, Here, vanaand is die aand wat U hierdie gees vir my afhaal. Ek is nie die gunsteling kind nie, kom staan voor. Jy wat die promosie kry nie, kom vorentoe. Jy wat bid en sê, my gebede word nie beantwoord nie, kom vorentoe. Ek gee nie om as jy die dominee of die paus van Potgietersrus nie. Maar as jy so voel, het jy nodig om op te staan en hier voor te kom staan. Kom, ek wag vir jou. As jy hier is, en jy is in werksgeleentheid, familielede, en jy is die swart skaapie, jy moet hier voor staan. Miskien is jy hier en jy sê, ek is net 'n ongeluksvoël. Alles wat ek aanraak, verander net in 'n klomp. Ja, jy moet vir voor staan. Steven, wie ek is 'n ongeluksvoël. Al het ek 'n splinter nuwe hemp aan, dan maak ek hom vuil. Die eerste dag kom staan nie voor. Dis 'n vloek. As jy sê, Steven, ek bid en niks gebeur nie. Ek weet nie of die Here my hoor nie. Ek bid in 'n plafon vas. As dit jy is, kom staan nie voor. Ek wag vir jou. Okay, nou gaan ek slaan wat dit hard slaan. Ek is wit. Niks gebeur met wit mense in hierdie land nie. Chom, dis 'n skande. Jy moet voor staan. Ek wag vir jou. That's invisible spirit. Die gees van die Here is hier vanaand. Here. Mense sien nooit iets goeds in my raak nie. Jy het nodig om my voor te staan. Hier is individue wat weet die Here roep jou tot bediening. Die Here roep jou om 'n herder te wees. Die Here roep jou om kerk te plant. Jy wil, maar jy is te skaam om dit te noem. Jy wil deel wees van 'n aanbiddingspan, maar jy is te skaam, want net nou voel jy word gereject. Ek vra dat jy vorentoe kom. Want sien, wanneer die Here hierdie platform kan skoonmaak, dis dan wanneer hy werk kan begin. Jy gaan nooit 'n goeie sakeman wees as jy nie eers oor die probleem kom van geld is verkeerd nie. As jy heeltyd so dink, gaan jy nie geld maak nie. Nou vra jy vir my, Steven, hoekom bring jy geld? Want ons is in 'n normale lewe. Jy gaan nie 'n goeie vrou kry as jy dink jy gaan nie 'n goeie vrou kry nie. Kom vorentoe, ek wag vir jou. Ek weet nie of ek goed genoeg is vir 'n vrou nie. Kom. Ek weet nie of ek 'n goeie vrou gaan wees vir my man nie. Kom vorentoe. Hier is 'n heilige oomblik. En ek wil graag hê dat julle wat hier sit, dat julle hande uitstrek na hierdie individue toe en al so wat die Here jou lei. So, bid dit vir hulle. En die wat die voor en julle kan op julle, as julle wil kniel, is jy welkom te kniel. Kniel hier by die bankie agter jou, dat jy jouself mooi kan optel. Ek weet 'n paar van julle lanklaas gekniel, want ek bedoel ons lyf is so nie meer dieselfde nie. So kniel hier by die bank, dat jy jouself kan optel. Moenie jouself nou seermaak nie. Maar miskien het jy nodig vir jou aangesig te lê en net te sê, Here van die leerskare, raak my aan. Kosbare Gees van God, ek vra U vir 'n wonderwerk oor elke geliefde wat hier voor staan. Ek bid dat die Gees van die Here jou aanraak en dat die Here daai deursigtigheid van jou verwyder.
Sê saam met my, in die naam van Jesus. Ek erken, ek het hierdie gees op my lewe. Ek neem vanaand verantwoordelikheid oor hierdie gees. Dit stop vanaand. Ek bely dit, Here. Ek is jammer, Here. Here, ek is jammer dat ek altyd so sleg dink van myself. Ek is 'n koningskind. Ek het betekenis. Maar ek weerstaan hierdie bose mag. Ek bestraf hierdie bose mag. En ek gebied hierdie bose mag om uit my lewe uit te kom, uit my liggaam uit te kom. Ek gaan jou nie meer plek gee nie. Die gronde wat jy opgestaan het, trek ek onder jou uit. Jy is nou kragteloos. Jy is nou magteloos. Jy het slegs mag as ek jou toelaat. Ek het jou toegelaat, maar ek het vir jou slegte nuus. Jy het nie meer toelatingskap nie. Kom uit my liggaam uit. Nou, in Jesus naam. Kom uit my uit. Sê dit hardop, kom uit my uit. Kom uit my uit, in Jesus naam. Daar sê. Ek vra net gou dat 'n paar mense saam by staan asseblief. Gou asseblief. Want ek gewaar die teenwoordigheid van die Here. Dankie Here. Ek sien die teenwoordigheid van die Here is op jou. Steek op jou hande asseblief. Daar gaan dit. Breek los, daar sê. Breek los in Jesus naam. Wees vry. Wees vry. Wees vry. Wees waarlik vry in Jesus naam. Wees waarlik vry in Jesus naam. Die Here van die leerskare maak jou vanaand vry. In die naam van Jesus, vry van skuldgevoelens, vry van veroordeling. Hard op jouself, die tyd is verby. Jy gaan nie meer hard wees op jouself nie. Die Here maak jou vry. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie my God. Dankie my Vader. Dankie my Vader. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Die Here maak jou vanaand vry. Die Here maak jou vanaand vry van denke wat jy nog al die jare weerhou het. Ek bid dit nou vanaand in Jesus naam. Ek jaag daai aasvoëls weg, die offers wat jy neergelê het. Abraham het offers neergelê, toe kom jy roofvoëls om daai offers te vat. Weet jy wat hy gedoen het? Hulle almal weggejaag. Vanaand jaag jy hulle weg, jy sal sien jy sal groot vrug dra van nou af in Jesus naam. Die Here maak jou vanaand vry. Die Here maak jou vry. Daar sê hy, daar gaan dit, dis hierdie vreesagtigheid, hierdie monster van verwerping. Los jy nou in Jesus naam. You are being seen. Jesus van Nasaret. Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Daar sê Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Wees my barmhartig, Here Jesus. Wees my barmhartig, Here Jesus, in Jesus naam. Jesus, seun van God, wees my barmhartig. Here, raak my aan. Laat my sien. Laat my sien, Here. Dit wat ek gesien het, was nog altyd 'n leuen. Breek dit oor jou lewe. Here, U maak hierdie vrou vanaand los. Here, U maak hierdie vrou vanaand vry. Jesus, seun van Dawid, wees hierdie vrou barmhartig. Dankie Here. Daar sê, dankie Here. In die naam van Jesus, die Here van die leerskare, raak jou vanaand af. Hy skud daai ou denke van jou af. Nou, in Jesus naam. Nou, dit breek van jou af, in Jesus naam. Hierdie ou denke breek van jou af, seun. In die naam van Jesus, daar sê. Dankie Here, dit breek van jou af. Ek verklaar van hierdie oomblik af, hierdie ou denke van jou, stop vanaand. Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig, laat ek kan sien,
Dat ek kan sien vir dit wat ek geglo het nie die waarheid is nie. Dit maak die Here vry vanaand in Jesus naam. Daar sê hy, die Here maak jou vry vanaand. Die Here se hand is op jou toe jy op hy water opgekom het. Toe die Here jou al klaar losgemaak. Want die mooiste ding is van alles is die storie wat hy skryf vanaand. He's going to rewrite your story. Jesus, seun van Dawid, wees hierdie vrou barmhartig. Breek los in Jesus naam. Daar sê hy, breek, breek, breek. Dankie Here, in die naam van Jesus. Die Here raak jou aan in die naam van Jesus. Almal steek julle hande op saam met my. Net saggies. I exalt thee, I exalt thee, O Lord. I exalt thee, O Lord. Kom ons sing weer, I exalt thee, I exalt. As jy tweede stem kan sing, sing tweede stem. Kom ons gaan. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Kom ons neer dit net. Ek ervaar in die gees dat die Here vanaand wil genees. Die Here van die leerskare wil vanaand genees. Hier is iemand wat 'n bloedvaat probleem het, jou are gee vir jou probleme. En dit is asof jy die aarprobleme in jou bene is en jy begin spatare kry en dit is pynvol want die bloeddruk, die druk in jou are is nie normaal nie. Ek weet jy het gegaan vir aardtoetse. Ek weet nie wie jy is nie, maar die Here raak jou vanaand aan. Hier is 'n individu hier wat sukkel met jou smaakpapiele. Jy het jou smaak begin verloor op een of ander stadium en dit is nooit herstel nie. Die Here herstel jou smaakpapiele. Hier is 'n individu wat sukkel met hartkloppings. Jou hartkloppings, jy verstaan wat ek bedoel? Jy het 'n kondisie en dis iemand met 'n suising in die hart. Die Here genees die individu met hartkloppings. Ek weet nie waar jy is nie, maar die Here raak jou nou aan. Hier is 'n man, jy weet van wie ek praat. Wat is jy? Jy sukkel met jou identiteit. Die Here wil jou kom genees. Die Here wil jou kom herstel. Die Here wil jou kom genees. In jou seksualiteit is jy nie gesond nie. Vanaand is die aand wat die Here jou gaan kom genees en kom herstel. Hier is 'n man wat sukkel met 'n prostaat en die Here genees jou prostaat vanaand in Jesus naam. Hier is 'n kniegtoestand, nog 'n kniegtoestand wat die Here genees. Hierdie vroutjie wat hierdie Sondag hier was met haar loopkruk. Sy het so walker gehad, maar vanaand is sy hier met een enkel kruk. Ek het vir die vroutjie gesê, vanaand is die laaste keer wat sy gaan stap met hierdie kruk. Dis verby, dis 'n upgrade vanaand. En ek verklaar van hierdie oomblik af in die naam van Jesus Christus, dat hierdie knie volkome genees, die water op die knie sal nou gaan, in Jesus naam. Ek verklaar volkome genesing ook oor jou hartarea. Ek verklaar volkome herstel oor jou bloeddruk area in die naam van Jesus Christus. Hier is 'n individu wat sukkel met spierspasmas. Die Here genees daai individu vanaand. Hier is 'n individu wat sukkel met 'n blaastoestand. Ek weet nie wie jy is nie, maar die Here genees jou blaastoestand vanaand. Iemand wat sukkel met jou blaas, jy kry gereeld blaasinfeksie. Wie is die individu wat die Here vertrou vir 'n babietjie? Jy vertrou die Here vir 'n baba. Waar is jy? Nie 'n wens jy kan gaan babietjie hê nie. Ek praat van iemand wat sukkel om babietjies te hê. Wie is jy? Waar is die individu wat die Here vertrou vir 'n kind? Die Here het my dit vanmiddag gewys en ek wil net weet, waar is jy? Waar is die individu
Wie weet van iemand wat 'n babatjie soek wat nie noodwendig hier is nie? Waar is jy? Ek weet so iemand is hier. Ek wil nie weet waar is hulle. Wie is dit? Dis my niggie, Jou niggie. Hoe oud is jou niggie? 30. 30. En sy kan nie swanger raak nie. OK, kan ek vir jou goeie nuus gee? My babatjie 64 is nou die dag gebore. Nie my babatjie nie. Dis nie my kinders nie. Ek het nie 64 babas, dit saksaar. Maar mense wat nie kom babatjies kry nie, wat dokters gesê het daar's geen manier vir swangerskap nie. Babatjie 64. Wat interessant is, so 21 jaar gelede, toe ek gebid het vir iemand wat nie swanger kon raak nie, bid ek vir haar, en ek doen 'n awakening nou die dag, toe sy in my diens, toe sê sy ek wil hê my seun ontmoet, toe doen haar seun my awakening kursus, ek weet oor haar geprofeteer, sy gaan 'n babatjie oor 10 maande van nou toe het sy, en daarom verklaar ek van hierdie oomblik af van Jesus naam, wat is sy naam? Here, sê weer? Here, kom steek ons hande uit na Carla toe. Vader, ons roep in die hand van die Here oor Carla. Laat daar lig wees. Sê saam met my, laat daar lig wees. Sê dit weer. Laat daar konsepsie wees. Daar sal 'n baba wees. In Jesus naam. Tussen 10 en 11 maande van nou hoor ek 'n baba wat huil. Hier is iemand met 'n spastiese kolon. Die Here genees iemand met 'n spastiese kolon nou. Hier is 'n individu wat sukkel met 'n lewertoestand. Die Here genees jou lewertoestand nou. Hier is 'n individu wat sukkel met suising in die oor, tinnitus. Die Here genees daai persoon nou in Jesus naam. Hier is iemand met ekseem op jou liggaam. Weet jy waar jy sukkel met ekseem? Wie is jy? Die Here. Waar is daai persoon met die ekseem? Waar is die persoon met die ekseem? Jy het 'n veldtoestand dat jy kry sulke jou vel skilfer. Waar is die persoon? Waar is die persoon? Is dit jy seun? Sê weer? Jou broer. Jy kan vir jou broer sê, die Here het hom aangeraak. Hy sal nie meer ekseem hê nie. Nou die dag genesingsdiens gehad. Toe kom 'n ouma na my toe, sy sê vir my kind, ek roep, sê daar's 'n ekseemprobleem en sy kom, sy sê my, dis my dogter wat in die Kaap is, maar ek het genesingsdiens toe gekom, want ek het net gesê, Here, ek vertrou U vir 'n wonderwerk vir my kind. Gebid vir haar ekseem, en na die diens toe bel die dogter, die ouma, en sy is hysteries. Sy sê, ouma, jy gaan nie glo wat nou gebeur het nie. Ouma, die Here, sy sê, my kind, wat, praat stadiger, praat met my, wat is dit? Ek wil hoor. Sy sê, ouma, ek het vanoggend op my bed gesit en op my bene gekyk, en is bloedrooi vol van die ekseem. En ek sê, Here, my ouma is vanoggend by 'n genesingsdiens, sal U my aanraak en die volgende oomblik verander haar kleur van haar vel en haar ekseem val van haar bene af en sy is heeltemal genees. Hoekom staan jy hier? My diktermkolon is nie lekker nie, my maag. Wat asseblief vir my, Here. Wanneer wil jy die Here met jou genees? Ek dink ook ek gaan dit nou doen. Ja, natuurlik kan hy. Ons sien ons koppe is die pad. Maar nie joune nie. Nie joune nie. In die naam van Jesus spastiese kolon gaan. Daar sê, gaan.
genees volkome van jou toestand. Die Here genees jou volkome in die naam van Jesus. Jy weet jou kolon het ook 'n eie emosie, sy eie kop wat hy volg. Die Here genees sy kop, hy genees sy brein. En ek verklaar van hierdie oomblik af in die naam van Jesus Christus, dat jy nie meer sal sukkel nie. Dankie Here, daar sal 'n getuienis wees wat gaan en jy sal daarvan wen. Almal sal saam met jou juig, want almal weet hoe jy die Here vertrou daarvoor. En nou sê ek vir jou, wees van hierdie toestand volkome genees in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. Seun, kom gou hier. Die Here het 'n plan met jou lewe. Ek het nou die dag gepraat met iemand oor 'n koker, maar vanaand praat ek met jou oor 'n koker. Wie was 'n koker? 'n Koker is 'n leer ronde tipe band wat jy jou pyle insit. 'n Koker was op die rug geplaas en wanneer hulle gaan jag het, dan haal hulle daai pyl uit die koker uit, sit hulle hom in die pyl, dan trek hulle dan skiet hulle. Die Here het jou weggesteek vir 'n seisoen binne 'n koker. Hy het jou skerp gemaak, het jou reg gemaak. Hy het jou voorberei. Hy het kom afval, hy kom plant. Hy het jou kom vorm. Hy het jou karakter kom aanraak. Maar wat die mooiste ding is van alles is you are a gifted man. En wat die Here daarmee gaan doen, hy het jou klaar verskerp gemaak. Wat hy gedoen het, hy het jou in die koker weggesteek. Maar die Here sê, ek haal jou uit die koker uit en ek plaas jou in 'n pyl en soos ek met jou skiet, sal jy jou doel tref. You have always been the goal type. Jy mis nie. Jy wil dit raakvat. Jy wil dit nie misvat nie. En vanaand sê ek vir jou, in die naam van Jesus Christus. Ek roep die teenwoordigheid, die salwing en die heerlikheid van die Here nou op jou. En jy geweet, ons hemelse Vader het Jesus uit die koker uitgehaal en met hom gemik. En wie het hy getref het? Golgotha. En toe hy Golgotha tref, dus die skudding tot in die diepste van Hades. Die Here gemaak dat jy 'n skudding veroorsaak, want die Here het jou voorberei vir 'n spesifieke taak. Ek het nodig dat jy hierdie woorde onthou. Want daar gaan 'n dag kom wanneer jou ouers dit sal sien. Ek weet nie of jou ouers hier is nie, ek weet nie of jou pa hier is nie, maar ek hoop iemand is hier van jou familie. Laat hulle kan hoor, want hulle sal jou herinner oor die dag wanneer jy daai doel raakslaan. Vader, ek bid dit oor hierdie man in Jesus naam. Dankie Here. Het iemand pyn in jou liggaam op hierdie oomblik? Wie het pyn? Wie het pyn? Ek soek pyn. Dis nie maar pyn het nie. Tannie pyn, kom gou hier vorentoe asseblief. Wat is fout? Waar het jy pyn? In jou voete? Jy het 'n wonderwerk nodig. Die vuur op jou voete is die gees van die Here. En hy genees jou nou. In Jesus naam. Ek verklaar van hierdie oomblik af vir genesing om plaas te vind in Jesus naam. Die engel van die dood sal nou gaan. Gaan. En dit wat van jou gesteel is, gee die Here terug. Ek beveel hierdie pyne en hierdie voete en hierdie brand. En jy ekskuus, ek praat nou maar net. Wat swaai op jou voete? Haakskene. Okay. Ek bid nou van hierdie oomblik af dat jou haakstene volkome genees in Jesus naam. Was daar 'n stadium wat jy kwaad was vir iemand spesifieks, vir omstandighede, vir 'n werksituasie of so wat jy kwaad was? Okay. Maar nie onhanteerde kwaad teenoor 'n spesifieke saak nie. Nee.
Vader, ek kom nou in Jesus naam, ek beveel van hierdie oomblik af dat hierdie hake sal genees. Here, dankie. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Wees van hierdie toestand genees. Die Here herstel jou. Die Here maak jou nuut nou in Jesus naam. Heal my people. Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Dankie Here. Toets jou hakke asseblief, is nog steeds so seer. Jy moet verstap. Okay. Daar was gepraat oor 'n vrou wat brandvoete gehad het. Is dit sy? Okay. Waar is die vrou met die brandvoete? Nee. Okay. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus. Dankie Here. Jou toestand is heeltemal anders as daai persoon. Hulle het daaroor haar gepraat en ek het gedink dit was jy. So ek nou nie net sommer net begin praat het met jou oor sekere situasies wat ek raak sien nie. Maar Vader, ek kom nou van hierdie oomblik af. Ek roep genesing oor jou liggaam. Herstel oor jou liggaam, oor jou skildklier, oor jou hormone. Herstel nou in Jesus naam. Dankie Vader. Dankie Vader. Oor jou liggaam roep ek genesing in Jesus naam. Sukkel jy op tye met swaaibbrand? Jou maag, maar ek sien hoe die Here jou maag nou genees. Dankie Here. Dankie Vader, in die naam van Jesus Christus. Dankie Here. En as jy wanneer jy so dronk voel en dat jy voel jy voel as jou kop spin. En jy sulke oomblikke gehad hierdie laaste ruk. Okay. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus. Dankie Here wat hierdie vrou genees volkome. Maar bonatuurlik bid ek Here dat hierdie pyn en hierdie hakke heeltemal sal gaan en dat jy nie meer sal pyn hê nie in Jesus naam. Wees van jou toestand genees vanaand. Jy sal nie weer pyn hê nie in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. Wees 'n persoon wat sukkel met mondhigiëne en jy het pyn in jou mond. Jy soos tandpyn. Wie is die persoon wat pyn in sy mond het? Is hier so iemand? Daar agter? Ek gaan nie vir daai vrou bid, dan gaan ons klaar maak. Kan ek dan vra ons regmaak vir 'n praise song? Asseblief, toe die band kan vorentoe kom asseblief. Wat is fout? 'n Verstand tand laat trek. En dis seer. Het jy jou verstand ook uitgeruk of is jy nog daarom okay? Wat kant is dit seer? Okay. Vader, ek kom nou in Jesus naam. Dankie Here vir dokters, maar Here, dankie dat U ook nou genees. Ek verklaar van hierdie oomblik af vir genesing om plaas te vind, dat pyn gaan. Dankie Here. Dankie dat hierdie spoedige genesing plaasvind. Dokter sê 'n dag of 2, ek sê minder as 'n dag. As die dokter sê 'n week, sê ek vir jou minder as 'n week. As die dokter sê 'n paar ure, sê ek vir jou sal 'n paar minute wees. Maar ek verklaar van hierdie oomblik af dat hierdie mondhigiëne heeltemal genees en Here, die pyn en die ongemak nou gaan in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. Kom ons staan op. Kom ons gee die Here Jesus 'n klapoffer. Halleluja. En julle vir my 'n praise song, julle. We're going to praise song. Kom ons gee die Here 'n beter klapoffer vir 'n beautiful aand. Beautiful. Wie is vry? Die Bybel sê wie Jesus vry maak sal waarlik vry wees. Julle, ons maak ons laaste aand môre aand en dan gaan my wonderlik na môre aand want julle is so 'n nice groep mense. Maar môre aand gaan ons die Here vertrou vir 'n geesvloeiende geesbeweging môre aand in hierdie plek om mense te launch sodat jy die strate kan invaar en dat die Here jou kragtig gebruik waar ook al jy is in Spar as Appington 'n Spar het. Het hulle 2 sparre. Heerlikheid, julle is nie van hier nie. Ek goed. So julle gaan sien hoe die Here julle kragdadig gaan gebruik. Ek vertrou om jou môre aand te sien. Dis die laaste aand, dan het julle vrede. So kom ons vertrou die Here vanaand. Kom ons aanbid die Here. Kom ons
prys hom met alles in ons en dan kan ons almal huis toe gaan en in die bed klim. Die Here seën julle, mag die goedheid en die vrede en die salwing van die Here julle deelagtig wees. Mag die Here jou vrede gee, mag hy vir jou goed wees en mag die Here vir jou 'n goeie nagrus gee in die naam van Jesus. En almal sê amen. Amen. Dankie. Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. My ziel erbij, loof die Heer. My ziel erbij, loof die Heer. Want die was, die is, en die zal ook wees. Die was, die is, en die zal ook wees. Heilige Sina, Heilige Sina. Die was, die is, en die zal ook wees. Die was, die is, en die zal ook wees. Heilige Sina, Heilige Sina, Heilige Sina, Heilige Sina. Want die is Vader, om aanbid te worden. Die is Vader, om aanbid te worden. Die is Vader, om aanbid te worden. Die is Vader, Abba Vader, om aanbid te worden. Mag julle 'n beautiful aand hê, lekker slaap, veilig ry. Lekker droompies droom. Love julle. Die was, die is, en die zal ook wees. Die was, die is, en die zal ook wees. Heilige Sina, Heilige Sina. Die was, die is, en die zal ook wees. Die was, die is, en die zal ook wees. Heilige Sina, Heilige Sina, Heilige Sina.